God's plan has always been to include us, not just as spectators, but as part of His story. Through Jesus' sacrifice, we're adopted as God's children, filled with His Spirit and called to change the world. Jesus said, "I am the vine and you are the branches." When we stay connected to Him, His life flows through us, making us fruitful and alive in His purpose. As ek en jy onsself herinner, Adam het gekies om homself met die waarheid of die onwaarheid te belyn. En as gevolg van een man se oortreding, sê die skrif, is ons blootgestel aan die skuld van sonde. Maar die skrif kom ook en sê, maar deur een man se gehoorsaamheid, Jesus Christus, is ons herstel. So die twee goed wat ons behandel het, is ons kan lewe van 'n Adam verwysing, 'n skuld, seer en pyn mentaliteit. Of ons lewe van 'n Christus mentaliteit. Christus mentaliteit werk het vir jou en my kom sê in Romeine 3 vers 23, die loon van die sonde is die dood, en dit ontbreek ons aan sy heerlikheid. En baie keer is dit waar ons stop, en ons bly in hierdie Adam verwysing, ek is maar net 'n arm, sukkelende sondaar, en ek moet maar net deurdruk, en hoop ek is aanvaarbaar vir die Here. Maar vers 24, van dieselfde gedeelte sê, maar nou is ons geregverdig deur Christus se kruisdood. En ons het die taalpuriste en die oud hoofde en die nuwe hoofde en die Afrikaanse onderwysers almal gevra. Die woordjie geregverdig is 'n afgehandelde woord. Afgehandel. So ek en jy in Christus is regverdig verklaar. Nie meer regverdig, bietjie meer regverdiger nie. Jy sien maar wat die wêreld probeer doen vir jou en my, is wanneer die druk aan is, die veiligheid van die ou verwysing te probeer bewerkstellig in ons lewe. Want hoe kan slegte goed met my gebeur as die Here vir my lief is? Hoe kan hierdie goed 'n deel van my lewe wees as die Here goed voel oor my? Is dit nie ons baie keer dink nie? Is dit nie baie keer wanneer ons bid en ons sê, Here, waar is U nou? Waarom het U my verlaat? Hoekom gebeur hierdie goed? Dit het niks te doen met die Here se goedheid, sy guns en genade in jou lewe nie. En toe het ons laasweek gepraat oor die uitdrukking van hierdie ingesluite lewenstyl. Die doop en wat die doop simboliseer, dat ons onsself laat doop as 'n praktiese uitdrukking van dit wat met ons gebeur het. En julle sal onthou ek het die voorbeeld gebruik van 'n stukkie beskuit. Wanneer jy beskuit in warm koffie druk, dan trek daai koffie in daai beskuit in. As jy vinnig genoeg is, en jy kan die beskuit uithaal voor hy afbreek en in die onderkant van jou koppie lê, en jy sit hom op 'n bordjie neer en jy laat hom droog word, as jy dit kan regkry, kan jy die koffie ooit weer uit daai beskuit uitkry? Maak nie saak of dit anys, karringmelk of wat se beskuit is nie, die koffie smaak het homself geïntegreer in daardie beskuit. Jy sien, wanneer ek en jy verstaan, ons is ingesluit, dan word ons geïntegreer en deel van wie hy is en wat hy gedoen het. En vandag wil ek met jou praat oor ons identifisering, hoe ons identifiseer met Christus en wat hy gedoen het. En ek wil begin deur jou te konfronteer met 'n vraag. Wat is die belangrikste ding oor jou? Wat is die belangrikste ding oor jou? Wat definieer jou werklik? Nou wanneer ek jou hierdie vraag vra, wat is die belangrikste ding van jou? Sal party mense dalk sê, my karre, my huis, my tuin, my vrou, my geld, my besittings. Dis wat jy het. Dis nie wie jy is nie. Wat definieer jou? Die goed wat die wêreld vir jou sê belangrik is, of die goed wat die Here sê belangrik is?
Want ons wil tog net so graag aanvaarbaar wees vir die wêreld, dat ons alles in ons vermoë doen, dat die wêreld van ons hou. Die klere wat ons dra, die skuld wat ons maak, die restaurante wat ons, sodat ons aanvaarbaar kan wees van die wêreld. En julle het my dit al hoor sê, ons probeer mense beïndruk, wat glad nie van ons hou nie. Wat in jou gesig vir jou glimlag, en jy doen al hierdie goed, om vir hulle aanvaarbaar te wees. Jy sien, die wêreld het 'n prentjie, en ek wil jou herinner aan 'n storie, wat plaasgevind het op Britain's Got Talent. Hierdie paartjie wat blind is, kinders het sig, keer niks nie, en die aanbieder vra vir hulle, maar hoe identifiseer julle met julle kinders, die feit dat julle blind is, en julle identiteit in die wêreld, en hulle sê vir die persoon, ons is gewone mense, wat net toevallig blind is. Die wêreld probeer vir hulle sê, die aanbieder van die program het vir hulle probeer sê, daar's iets fout met julle, want julle is nie soos die wêreld nie. Prys die Here, ek en jy hoef nie soos die wêreld te wees nie. Dis eintlik hartseer, as ons in 'n plek instap, en die wêreld dink, ons is net soos hulle. Ons in 'n omgewing is, waar hulle nie agter kan kom, ons is ingesluit in Christus nie. Jy sien, ek en jy moet die vraag begin vra, hoekom is mense nie ongemaklik, as ons by plekke inloop nie? Hoekom konfronteer die teenwoordigheid van die Here nie mense in die omgewings waar ons is nie? Want dan beteken dit, ons begin praat, lyk, dink en doen te veel soos die wêreld. Jy sien, die belangrikste waarheid wat ek en jy kan ontdek, is nie wat in ons bankrekening is, of wat ons het nie. Die belangrikste ding is, dat ek en jy verstaan, ons is in hom ingesluit. Sy glorie, sy heerlikheid word nou my storie, want my ingesluitheid in hom beteken, ek absorbeer. Daar's 'n Engelse woord wat praat, infused. I become infused with him. Ek kan hom nie weer uithaal nie. Ek kan nie weer iets anders wees nie. My smaak word nou koffie. Jy sien, deur te verstaan dat ek deel is van hierdie ingesluitheid, verstaan ek dat ek deur sy dood ook dood is. En vanmôre, soos ons gesien het, nie net dood gelos is nie, maar herstel is in my verhouding met hom. Ek's baie lief om dit te sê, maar jy kan net verlore wees as jy behoort het. Ons was van die begin af geskape vir verhouding, vir niks anders nie. En toe kom sonde en breek daai natuurlike verhouding. Maar onthou nou, ons was verlore, want ons het van die begin af behoort. Wil jy ons moet dit vanmôre verstaan? Ons dink soms, ons was aan die buitekant gewees, en toe moes ons gevind word. Nee, ons was deel van die begin af, en toe raak ons verlore. En ek weet, hierdie is nou vanmôre iets wat ons aankou, want as jy verlore is, beteken dit jy's nie kind nie. Natuurlik nie. Jy is kind wat net verlore is. En toe kom Christus, en hy kom herstel, sodat ons herbelyn kan word met ons verhouding. En dit is die belangrikste ding wat ek en jy kan verstaan, dat ons ingesluit is in sy dood, sy opstanding en sy heerskappy. En vandag gaan ons 'n bietjie kuier en hierdie vasmaak uit Romeine 8 uit. En die Here het hierdie lank terug al met Dawid as 'n verwysing van Jesus en van God. En hy sê in 2 Samuel 7 vers 12 tot 14, as jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelinge wat uit jou liggaam sal voorkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my 'n naam, in my naam 'n huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig, nie net nou nie, tot in ewigheid. Ek sal vir hom 'n vader wees,
En hy sal vir my 'n seun wees. Daar definieer hy klaar die verhouding wat gaan kom. Dit gaan nie 'n reg en geregtige verhouding. Ek kan nie wag dat jy verkeerd doen sodat ek jou gou kan uitsort nie. Ek kan nie wag dat jy verkeerd doen sodat ek jou soos 'n hond in die hoek kan gaan sit nie. Ek sal vir hom 'n vader wees. Hy sal vir my 'n seun wees. Nou ek weet nie van jou nie, maar wanneer my seun verkeerd doen, sit ek hom neer en ek sê vir hom, seun, dit wat jy nou gedoen het, bely nie met die waardes wat ons glo nie. Jammer pa, ek sal my lewe herbelyn. Nie vat jou paai en waai nie. Ek wil jou nooit weer sien. Dis nie wat ek doen nie. Hy definieer die toekomstige verhouding, sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n mens, dat ek hom nie sal straf met 'n menslike roede en met slaaf van mense kinders nie. Jy sien, hierdie verwysing is 'n verwysing na die seun van God wat vir jou en my kom herbelyn. Die finale koninkryk wat sy koninkryk kom vestig en vir ewig sal bestaan. God het beloof dat hy sy koninkryk in jou en deur jou en my sal bou. Kom ons delf 'n bietjie in Romeine. Romeine 8 vers 9 tot 11 sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Nou wil ek net daar stop vir 'n oomblik. Ellen praat van hierdie prentjie in sy boek, Not Do But Done, van hierdie arend wat seer gekry het, sy vlerk seer gemaak het, en hulle het hierdie arend gevat en in 'n hok gesit, en hulle het hierdie arend herstel. En toe het die arend se vlerk aangegroei, maar verkeerd aangegroei, en hulle moes weer die vlerk breek, om die vlerk gesond te kry. Lang storie kort, hierdie arend was vir 'n baie lang tyd in 'n hok. En later toe hulle hom wou vrylaat, toe wou die arend nie uit die hok uitkom nie. Hulle het letterlik die hok oopgelos, die arend het in die hok gebly. Hoekom? Want die arend het geglo, hy's veilig in die omgewing van die hok. En dat hierdie hok sy plek geword het. Die skrif kom en sê, julle is nie in die vlees nie, maar in die gees. Nou wil ek weer sê, dis klaar gedoen. Maar ons kies, soms soos die arend, om in die veiligheid van die hok te bly. Jy sien, hoeveel keer in die manier hoe ons groot geword het, het ons gehoor, jy moet boete doen vir jou sonde. Jy moet vergifnis vra vir jou sonde. Die Here moet ingryp in jou situasie, anders gaan jy nie die hemel maak nie. Ek het in so 'n omgewing groot geword, dat ek moet werk vir die liefde van die Here. En ek sit in hierdie hok, en ek verstaan nie die waarheid van ingesluit in dit wat Christus gedoen het nie. Jy sien, hierdie arend is geskape om te heers en te vlieg en te domineer in elke faset, maar hy sit in 'n hok soos 'n hoendertjie en pik saadjies op die grond. En ek dink 'n baie goeie voorbeeld van dit is die Disney fliek wat ons almal so lief was voor, die Lion King, The Lion King. Hierdie koning loop saam met 'n meerkat en 'n vlakvark rond en vreet wurms. Totdat hy gekonfronteer word met die vraagstuk, wie is jy? Jy het vergeet wie hy is. En Ellen gaan aan in die storie en hy sê, die hok is oop, hulle het moed opgegee op die arend, en eendag sirkel daar 'n klomp arende en skree, hulle skree. En toe daai arend in die hok dit hoor, toe gebeur daar iets. Jy sien, want van die begin af is hy ingesluit om te heers. Hy kan nie teen sy natuur en teen sy DNA gaan nie. Jy kan vir 'n leeu vir die res van jou lewe 'n vegetariese dieet gee. As jy voor hom 'n blou wildebeestbout bebloed neersit, kan jy die lekkerste grasblaartjies komkommerslaatjie neer lê. Hy gaan vir daai vleis gaan
Dis in sy DNA. En toe daai arend, daai kreet hoor, in 'n oomblik is hy by die hok uit en hy sirkel saam met hom, saam hulle en hulle het hom nooit weer gesien nie. Ek en jy is nie veronderstel om in die veiligheid van die vlees te leef nie. Ingesluit beteken, sonde het nie meer 'n houvas oor jou nie. Die verskoning dat ek en jy partykeer sê, oog toe ek my kry, toe ek die verkeerde ding gedoen, hou nie water nie. Want jy lewe deur die Gees en nie in die vlees nie. Maar jy sien, partykeer wil ek daai taxi-bestuurder iets sê. En dan kies ek om iets te sê. Nie, die duiwel bestuur my nou, voor ek my kon kry, het ek 'n fout gemaak nie. Nee. Jy sien, ingesluit beteken, ek kies om die regte te doen. Al voel ek dit nie. Jy weet, ek het so laas jaar besluit om te kyk na my gesondheid. En ek het 'n klomp goed in plek gesit om dit te kan doen. En dis nogal interessant, in my huis, in my familie, het 'n klomp van hulle gesê, laas jaar, pa, jy moet kyk na jou gesondheid. Nou kyk ek na my gesondheid, nou sê hulle vir my, pa, moet net nie te erg wees nie. Nou sê ek, wat 'n flip en wat is die middelpunt nou? Moet ek nou nie? Maar jy sien, die ding is, en dis net wie ek is, as ek iets doen, kan ek dit nie halfpad doen nie. Ek drink nie eers nou, huidiglik, gewone melk nie, want melk het suiker in. Nou sê vir my, Here, dis bietjie manies, kom ek gou vir jou sê, in jou verhouding met die Here, moet ek en jy manies wees. Dat wanneer ek in my kar ry, en die ou voor my dood stop, besluit, ek drink nie die geestelike melk met suiker nie. Ek gaan nie reageer en hom vloek nie. Ek gaan nie vanaand vir my vrou iets toesnou omdat ek 'n slegte dag gehad het nie. Ek gaan nie die begeerlikhede van die vlees doen nie, want ek gaan nie. Jy weet, ek het 'n ligte storie. Een van my tieners in Pietersburg, my kollega se seun, hy en sy meisie het swanger geraak voor hulle getroud was. En dit was in 'n klein gemeenskap soos Pietersburg 'n baie groot storie. En ons het dit eintlik so wonderlik hanteer. Maar na die tyd gaan drink ek saam met hom koffie en hy sit by my en hy sê, ja, dit was so, ek probeer nou dink wat is die regte Afrikaanse woord. Dit was so toevallig toe ons onsself gekry het. Toe dit net gebeur. En toe sê hy vir my, en jy kan nie glo nie, dit was ook die eerste keer gewees. Toe sê ek vir hom, Dani, ek's nie dom nie. Dis okay. Moet net nie vir my aan dit my probeer verkoop. Jy het net langs haar gesit en toe jy jouself kry toe sy swanger nie. Daar was geen idee van knope losmaak, niks nie. Jou hande het net gegaan. Ouens, ek sê dit nou ligtelik, maar ek wil hê julle moet die erns hiervan verstaan. Sonde het nie houvas oor jou nie. Behalwe die houvas wat jy hom gee. En Christus in ons beteken ingesluit dat ons die kapasiteit het om oor alles te heers. Die Heilige Gees in ons is die gawe wat hy vir ons gee, wat die bloudruk en die stempel is, dat ek en jy kan verstaan. Ons is ingesluit. En ingesluit beteken, daar's verantwoordelikheid dat ek nou anders leef. Ek het nooit gedink ek gaan juweliersware dra nie. Maar my troupand is vir my 'n kritiese deel tot my verhouding met my vrou. Hoekom? Want hierdie ring is 'n uiterlike teken van my ingesluitheid in hierdie verhouding. Wanneer sy nie by my is nie, verteenwoordig hierdie troupand my aksies in die omgewing waar ek is. Ek gaan nie nou Legends toe of waar ook al en leef as 'n ongetroude man nie. Hierdie verteenwoordig my verbond, my akkuraatheid in my verhouding. Ingesluit beteken, waar ook al ek is, by die werk, op die sportveld,
in my kultuuromstandighede, by die skole, dat ek 'n akkurate leefstyl voorhou. Jy weet, dit was vir my altyd so ironies. Bakkies Botha draf op die rugbyveld, ons almal ken vir Bakkies. Bakkies het net 'n aan en 'n af, daar's nie 'n meer nie, is aan of is af. En dan sal hy op die middellyn op sy knie val, en dan sal hy bid. En hy's nie eers 'n katoliek nie, maar dan gooi hy daai soen in die lug. En later dog ek, hy doen dit. En dan die eerste loskram wat hy in hardloop, breek hy 14 kakebene. En later toe besef ek eintlik wat hy bid. Vader, vergeef my vir wat ek nou gaan doen. So hy sit dit sommer klaar onder gebed voor hy dit doen. Ouens, wil ek en jy weer ligtelik op die sportveld, wil ons bekend wees as die ou wat in die bekleierery inklim, of die vredemaker is? O nee, maar Jesus, ek kon nie my boys gelos het nie. Ek moes gehelp het. Sy teenwoordigheid in my bemagtig my om soos Christus te leef. Ons moenie net dink die Heilige Gees ingeslotenheid in my lewe is vir die belewennisse en die spesiale oomblikke. O, vanmôre was dit besonders. Wat was besonders? Nee, ek weet nie, die teenwoordigheid van die Here. Die teenwoordigheid van die Here is 'n inwoning. Dis nie 'n bywoning nie. Die Heilige Gees is nie net met jou en my op sekere tye nie. Die Heilige Gees deurdrenk ons en is met ons elke oomblik. As 'n mens net ons dam vat. Ons dam het 'n groot ontspanningskomponent tot dit. Baie mense ry op bote, mense ski, swem dalk, ek weet nie so baie nie, maar dink bietjie eintlik, wat is die doel van 'n dam? Is dit die ontspanning, toerisme, of is dit om water te voorsien? Die doel van 'n dam is water. Al die ander goed word bygevoeg. Die Heilige Gees se doel is nie net vir die spesiale Pinksterdienste en die spesiale oomblikke nie. Dis 'n deurweektyd. Dis sy teenwoordigheid in jou en my, wat deur ons 'n gemeenskap wil beïnvloed en jou wil beïnvloed om lewe en lewe in volheid te beleef en sy plan vir jou te sien realiseer in jou lewe. Dit verg dissipline. Dit verg om die regte goed te doen, die regte keuses te maak, te kies om nie meer 'n instrument en die begeerlikhede van die vlees van sonde na te jaag nie, maar om 'n instrument van geregtigheid te word. Jy sien, ek en jy moet kies om 'n lewe te leef wat bemagtig word deur sy Gees. Romeine 8 vers 2 sê, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak. Vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ek en jy is vry van daardie verwysingsraamwerk. Ons lewe nie meer vanuit Adam nie, maar ons identifiseer nou met die volmaakte en afgehandelde werk van Christus. Romeine 8 vers 5 tot 6 sê, want die wet, want dit wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Jy sien, my uitdaging aan jou en my is, wat dink ons? Want wat jy dink, spoel uit deur jou lewe. En weer eens, ek en jy het die keuse om ons gedagtes reg te bestuur. Romeine 8 vers 1, 15 en 17 wil ek vir julle lees. Hy sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wat beteken dit vir jou en my? Geen veroordeling nie. Soms, 'n bietjie, dalk, toekomstig, verlede, of beteken dit geen veroordeling nie? Dit beteken geen veroordeling nie. Geen. En dit leef met die ingesteldheid dat ek verstaan, daar's geen veroordeling nie. Hoekom? Want as ek veroordeeld voel en leef van 'n veroordelingsverwysing, het ek nie vrymoedigheid nie. Het ek nie vrymoedigheid nie. En ons kan die voorbeeld gebruik van kinders in ons lewens.
Kinders doen baie dom goed. Soms. Kom ons sê, my kinders doen dom goed. En dan raak ek ongelukkig oor die dom goed wat hulle aanvang. En dan sal ek met hulle praat en beklei, en dan is hulle so verontwaardig oor die feit dat ek hulle aanspreek oor die verkeerd wat hulle doen. En 2 minute later, ek woed nog in my kop oor wat ek eintlik moes gesê het, en hoe ek hulle moes, dan loop hulle in asof daar niks gebeur het nie. Want in hulle konteks het daar niks gebeur nie. Jy sien, 3/4 van die uitdagings wat ons het in ons verwysing met ons verhouding met die Here, is nie goed wat die Here op jou en my sit nie, maar is goed wat ons op onsself sit. Ons kies om in die hok te gaan klim, terwyl hy sê, ek het die hok verwoes. Hou op soek na 'n hok. Hebreërs verduidelik dat Christus die erfgenaam is, en dat ons nou mede-erfgename is. Ons het dieselfde kapasiteit en gesag as hy. Ons heers nou en vestig sy koninkryk hier op aarde. Jy sien, ons funksioneer nie meer van 'n plek van simpatie en empatie nie. Nee, ons speel nou 'n aktiewe rol om die seer, gebrokenheid en pyn in ons gemeenskappe aan te spreek. Hoekom? Romeine 8 vers 22 kom en sê, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en in baringsnood is. Vir wie? Vir mense soos ek en jy, wat sal opstaan en ons ingesluitheid sal begin sigbaar maak. Want mense het hoop nodig. Mense by jou werk sit en is desperaat vir 'n bietjie hoop. Mense in jou omgewing beleef seer en pyn en soek iemand wat beskikbaar is. Jy sien, ons is nou bemagtig om met hom te identifiseer en die seer aan te spreek deur hom in ons en deur ons. En dan weet ons lewe in 'n gebroke wêreld. Deur die gebroke wêreld het uitvoering baie keer op ons. Alles loop nie altyd perfeksie reg nie. Maar dis nie 'n verwysing van hom in ons nie. Want Romeine 8 vers 28 sê, alle dinge sal tot jou en my voordeel uitwerk vir die wat die Here liefhet. En deel van daai voordeel uitwerk is dat ons sal lewe en sal funksioneer in sy plan vir ons. En daai plan is, en dis wonderlik om alles te bereik in die wêreld, en ons moet dit doen. Maar as ek en jy nie sy liefde in ons en deur ons sigbaar maak nie, mis ons die plot. Dis nommer 1. Romeine 8 vers 31 sê, wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat sy eie seun selfs nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? En vandag wil ek jou uitdaag en ek wil begin saamvat. Die Heilige Gees in ons kom bevestig, ek en jy is ingesluit. Sy werking in ons wil deur ons werk. Maar ek en jy het nodig om te staan op sy waarheid. Die vyand wil jou boks. Die vyand wil vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie. Die vyand wil vir jou sê, jy is nog skuldig. Die vyand wil nog hê, jy moet voel, jy's uitgesluit tot die genadeoffer wat hy al reeds gebring het. Maar God kom vanmôre vir jou sê, jy's ingesluit. Dis gedoen. Dis afgehandel. Maar vandag het ek en jy nodig om 'n keuse te maak. Hoe gaan ons lewe leef? Hoe gaan ons lewe leef? Jy sien, die belangrikste ding vandag is, ons belangrikste goed wat ons in ons lewe bereik, is nie ons prestasies nie. Dis nie die verhoudings en die striwelinge dalk in verhoudings, of my omstandighede, of die goed wat ek bereik het, of gekoop het, of my bankrekening nie. Dis om te verstaan dat ek ingesluit is
in wat hy al reeds gedoen het. En my vraag aan jou is, en ek wil jou uitnooi vir 'n oomblik. Hierdie is 'n baie persoonlike oomblik, terwyl elke oog gesluit is. Wil ek jou vra, hoe gaan jy hierdie waarheid leef? Hoe gaan jy hierdie ingesluitheid sigbaar maak vir mense om jou? Dalk beteken dit jy begin anders leef by die werk. Anders reageer in jou kar. Anders reageer met jou kinders, met jou familie, met jou man of vrou. Maak nie saak wat dit is nie, maar dat jy vanmôre die besluit sal maak om hierdie waarheid met dissipline in jou lewe toe te pas. Persoonlik. En tweedens, hoe gaan jy toelaat dat die Heilige Gees deur jou hierdie waarheid sigbaar maak aan mense wat hom nodig het? Jy sien, dis die vraag. En vanmôre wil ek vir jou sê, soos 'n persoon wat besluit om te hardloop, begin. Dis die heelste verandering wat in ons lewe plaasvind.